Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful. All the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that high. One, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Ja, so baie dankie vir almal wat vir ons fotootjies ingestuur het van julle dankbaarheidsoomblikke hierdie jaar. Dit is lekker om dit saam met julle te kon deel vandag. En die wat Januarie hier gesit het sal onthou, ons het vir mekaar gesê dat in ons splinternuwe visie wat ons vir hierdie jaar gelons het, wil ons graag 'n onweerstaanbare kerk wees. Ons tema van die jaar was ook onweerstaanbaar gewees. En ons het vir mekaar gesê die missie van Agape Gemeente as die deel is van ons, is om mense te inspireer om toegewyde disippels van Jesus te word. Deur hulle in te skakel by die gemeentelewe van ons en hulle deel te maak van die missie van hierdie kerk. Dis ons missie, die Here het dit vir ons gegee. En ons het Januarie vir mekaar gesê die visie van Agape Gemeente, hoe ons hierdie missie wil uitleef, is om 'n onweerstaanbare kerk te wees en mense wat nog nie deel is van ons nie kerkmense, om hulle te laat kom soos hulle is, om hulle te inspireer om te kom soos hulle is,
om volkome vernuwe te word en hulle toe te rus om 'n verskil in die wêreld te maak. Dis wat ons missie is, dit is wat ons visie is, en julle sal ons onthou, ons het die 1006 strategie het ons uitgerol, en ons het vir mekaar gesê, ons vertrou die Here vir 6 areas in ons gemeente wat ons hom wil vra om 1000 mense in elkeen van daai areas te bereik. En ja, julle sal sien, elkeen van hierdie kolletjies is stoeltjies. So, dis wonderlik om vandag te kan terugkyk 'n jaar later. Ons het daar in die gemeenteraad vergadering gesit en gesê, "Sjoe, dis nogals 'n tall order, dis 6000 mense all in all." So, is dit nie fantasties om vandag te kan terugkyk en vir die Here dankie te kan sê op hierdie diens, om te sien dat na Jesus toe gelei, daai een van die 6 is al 1000 stoeltjies is vol, okay? En danksy julle wat getuig het, danksy julle wat hierdie gedoen het, nee. Ons het meer as 1000 mense hierdie jaar bedien, sy het die getalle het hulle daar opgesit, ons het meticulously rekord van hierdie gehou, en ek weet daar's baie van julle wat vir al die laaste paar maande niks meer ingestuur het vir ons nie, so ek neem aan, is in elk geval meer as wat op die skerm staan. Dan die gebedsene is so in die helfte omtrent van wat ons terugvoer van julle afgekry het, wat julle boodskappe gestuur het en gesê het, ons het vir iemand gebid om by Jesus uit te kom, ons het vir iemand gebid, en ek sien definitief volgende jaar kan dit een van ons groot fokusareas wees, die gebed. Nou ek weet, daar's baie van julle wat gebid het, nie noodwendig 'n mail gestuur het of wat en gesê het, ons het gebid nie. Maar ja, dis amazing, daar's meer as 1000 mense wat genooi is hierdie jaar, na Agape gemeente toe, na die byeenkomste toe, na die konferensies toe, die dienste toe en so. Getuig het julle gesê, ons het omtrent tot so in die helfte gekom, so sê nou maar hier by die 500 mense, daar rondom 453 mense het ons getuig. Dit is om jou storie te deel, om vir iemand te sê, dit is wat ek met jou wil deel rondom Jesus. En dan het ons so 504 het geskryf vir ons en ingestuur dat hulle mense gedisipel het en besig is om mense te disipel. Nou ja, as ek kyk na die getuig en disipel en na die gebed, dan dink ek definitief, dit is areas volgende jaar wat ons verseker die Here ons meer wil gebruik, maar is dit nie wonderlik om te sien dat ons soveel hierdie jaar vir die Here kon doen, en my hart is regtig gevul met dankbaarheid, om te sien dat ons vir die Here soveel kon doen en soveel kon beteken. Nou ons gaan nou na hierdie stats toe gaan, het is 'n baie besige blokkie hierdie, en ons stuur hom elke jaar uit, so hierdie is al die 1006 strategie as ons dit basies opsom vandag, dan kom ons by die volgende statistieke uit. So ons het hierdie jaar het ons 1,24 miljoen rand weggegee as 'n gemeente vir evangelisasie en barmhartigheid. Okay, 1,24 miljoen rand het ons weggegee om mense vir Jesus te wen, om mense te bedien. So ons het, as ons kyk hierso na hierdie stats hieronder, of was so 792 tieners wat jeugfees bygewoon het, 1282 kinders, unieke registrasies wat kindersfees bygewoon het, wat geïmpakteer is met die blye boodskap, die goeie nuus van Jesus, en dan sien ons 697 van hulle het besluit om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker. Dit is amper 700 kinders en tieners. Prys die Here. Ons is 'n kerk wat glo aan die next gen. Ons is 'n kerk wat glo die volgende generasie is nie die kerk, die toekoms van die kerk nie, dis nou reeds die kerk. En ek vra baie vir julle, wat is die geloof van die volgende generasie vir ons werd? En ons sê dis alles werd. Dis alles werd, want 697 tieners het ja gesê vir Jesus en kinders het ja gesê. Dit is my amazing om vandag nog te sien, mense wat ek al getrou het, mense wat se kinders ek al toegewy het, wat by 'n kinderfees iewers tot bekering gekom het, of by 'n jeugfees tot bekering gekom het. So, it's amazing. Ons sien hierso as 21,000 koppies koffie geskink hierdie jaar. 21,000. Kyk, julle is 'n klomp koffiedrinkers hierdie gemeente. Nou verstaan julle hoekom soek die barista span nog volunteers om hulle asseblief te join. 21,000 koppies koffie geskink hierdie jaar. Dis wild julle. Dis nog ons baie. So ons het, ek nou reg onthou, 122 mense wat hierdie jaar gesê het, ons word amptelik deel van Agape gemeente. Ons het 39 babas toegewy. So is 'n baie vrugbare gemeente hierdie. En ons nog 'n hele klompie op pad vir volgende jaar. Julle het mense genooi. En van daai 1000 plus mense wat julle genooi het, ons nou gesien het by die 1006 strategie, het 409 mense 'n connect kaartjie ingevul hierdie jaar. En gesê, ons wil graag met die gemeente connect.
So dit is nog nie noodwendig op 'n plek wat hulle welkom met die familie gedoen het of so nie, of volgende stappe nie, maar hulle begin kom, hulle begin deel raak van ons gemeente. 409 kaartjies het ons ingevul. Ons het 422 kospakkies het ons hierdie jaar uitgedeel vir mense wat nie kos gehad het nie. 422, dis omtrent, julle is die finansiële mense, Pieter, maar ja, dis meer as een dag, elke liewe dag nie. Ons het 15.240 etes bedien vir minderbevoorregte mense, waarvan dit kinders is in skole in Rustenburg, wat ons warm kos gemaak het vir die kinders. Elke week, elke maandag bedien ons so 280 kinders by 'n sekere laerskool in Rustenburg. En elke maandag as gevolg van julle generosity, eet daai kinders 'n warm ete. En is die enigste ete wat baie van daai kinders kry, is die een wat ons vir hulle gee. En dan Dinsdag tot Vrydag is daar ander mense wat dan gee, maar Agape het gesê ons vat Maandag. 15.240 etes wat hierdie mense gegee het. En Jesus sê, as jy net 'n beker water in my naam vir iemand gegee het, dan is dit so goed, jy het dit vir myself gedoen, hè. So, dan gaan ons na hierdie kant toe, ons sal sien, ja, 1507 mense noem Agape gemeente hulle gemeente, en dit is natuurlik, al die statistieke is Agape gemeente Rustenburg en Agape gemeente Buffelspoort. Die wat nie weet nie, ons het 'n campusgemeente, ons gaan volgende jaar baie meer daaroor te sê, maar ons is eintlik een geestelike familie op 2 locations. So ons het 'n gemeente in Buffelspoort wat op hierdie stadium by mekaar kom daarso, en is die stats saam, want ons is een gemeente. So 1507 mense sê ons is deel van hierdie 2 verskillende campusse. En dan sal hulle sien, die was opgraderings, die galery is opgegradeer daarbo, ons het dit steppies ingesit daarso, dit opgebou, matte ingesit, die badkamers is opgegradeer, die ligversorging het ons opgegradeer, julle is daarom nou 'n rukkie met dit besig. Ons het die parkering het ons opgegradeer. Wie's bly vir die nuwe parkering wat daar is? Yes, so nou is die mense, okay, ek kan nou sien wie die mense wat altyd ver moet stop, nee. En die ander ding is, mense het altyd gesê, my kar word so vuil in hierdie stof, nee. Gesien die mense wat nooit bietjie, weet wat die 4x4's ry en so aan, wat nooit wegkom nie, hulle het altyd daarin gery oor die klippe sondag. Sien ek nie, hulle is in 'n special place, hulle geniet dit, sorry, ons het nou daai van vir hulle weggevat, al Agape gemeente se eiendom is nou gepyf op die stadium. Kyk, ons het dit gedoen, daar's 2 personeellede is bygevoeg, en ons het die gebou se signage aangebring, want mense het nie geweet waar om te gaan nie, jy weet, as hulle op badkamer toe gaan, dan sal hulle daar so in die moederskamer in, en dit het allerhande snaakse gevolge gehad. So dit was die opgraderings, dan het, nou hoor hierdie nie, er was 195 ondersteuningsgroep sessies hierdie jaar, met ander woorde Celebrate Recovery, CR, dis mense wat betrokke is, vasgevang is, jy weet, in een of ander verslawing, of bad habit, of wat ook al, dis divorce care, en dit is grief share, mense wat die regskeiding gegaan het, mense wat iemand aan die dood afgestaan het, 195 sessies gehad vir daai mense, ons het 55 eksterne projekte gehad, wat mense in ons gebou was, ons het 'n totale getal van 57 klein groepe nou in Agape gemeente, en dit het baie gegroei hierdie jaar, omdat julle besluit het, ons gaan begin om mense te disipel. Dan YouTube, al die mense wat ingeskakel is, nee, die lekker plek op die bank. So, ek weet ek haal julle altyd uit, maar ons is baie dankbaar vir julle wat ingeskakel is. Na COVID is dit 'n opsie, nee. Ons besef as Agape gemeente, kerk gaan nooit weer net in persoon wees nie. Kerk is nou 'n hybrid scenario. Daar's mense wat nooit hier gaan instap nie, wat deel is van ons ministry, waar ook al dit uitgesaai word wat die ganse planeet is. So, 40.740 YouTube views hierdie jaar gehad. Ons het so 6.100 meer views gehad. Ons het 10.500 ure het ons gestream, 495 nuwe subscribers, dis hoekom jy moet subscribe en dit met iemand moet deel en hulle moet subscribe, en dan het ons 2628 mense wat op 'n maandelikse basis ons content online kyk en deel is daarvan. So, dis amazing wat ons hierdie kan doen. Dan een van my hoogtepunte is natuurlik 154 mense het ons gedoop hierdie jaar. 154 mense is deur die doopwater, en ek is so excited oor dit, nee. En as jy nog nie gedoop is nie, die laaste doopgeleentheid vir die jaar is die 31ste Desember, oujaarsaand. Jy gaan nie weet wanneer jy gedoop is, die 1 Januarie of die 31ste Desember nie, want ons gaan dit hier aan die einde doen. So as mense sê, wanneer is jy gedoop, dan sê 2025 of 26, een van die 2. So ons gaan dit uit met mense in die doopbad. So dis 'n great diens altyd daai. En dan die beraders, hier is ons beraders, dis nou Leani, Marley, Herman Jansen. Ons het 1037 beradingssessies gehad.
Dis waar mense gesit het wat huweliksprobleme gehad het, mense wat berading nodig gehad het, mense wat allerhande hulp en leiding nodig gehad het, pastorale versorging nodig gehad het. En dis kom op so 1555 ure uit wat berading gedoen is hierdie jaar, wat hierdie mense ingesit het om mense te counsel en te lei en coaching te doen en dit te help in 'n verhouding met die Here Jesus in. En dan uiteindelik kom ons dan by Care Center hierbo, my persoonlike hoogtepunt, en uiteindelik het ons 4,4 miljoen rand se kontant en materiaal ingesit vir die gebou tot waar hy op hierdie stadium is. Dit is wat ingesit is daar. Is nie wat die gebou werd is, nie, is meer werd, maar dis wat ingesit is, 4,4 miljoen rand hierdie jaar. Ons het begin met 'n budget van 0 rand. Ons het nou nog nie geld om te bou nie. Okay? Ons het nou nog nie geld om te bou nie. Maar amper 4,5 miljoen rand verder en daar staan daai gebou vandag. Dis net die Here wat dit kan doen, hè. My broek bewe het ons die sooi spit einde Januarie, begin Februarie, toe sê mense, besef julle wat se ekonomiese tye is ons? Besef julle mense verloor hulle werk? Besef julle, weet julle wat doen julle om hierdie plek nou te wil bou? Julle moes hom eintlik 5 jaar terug gebou het. Ek stem saam met 5 jaar terug, maar mens stres. Hoe gaan jy dit doen? Jy weet, hulle is reg. Ons is in 'n moeilike ekonomiese tyd. Dit gaan swaar met mense. Mense verloor hulle werke. Nie wil ons 'n multimiljoen rand gebou bou. Dit maak nie sin nie. En ek sê vir die Here, maar hoekom het hy nou vir ons as 'n gemeente leierskap gesê dit moet nou wees? En ons het dit gespit en gesê, ons het geen idee wat hier gaan gebeur nie. Dit gaan 'n epic fail wees of dit gaan 'n epic dankbaarheids celebration ding wees. En vandag kan julle, as julle uitstap, gaan kyk na die plek. Ons maak die 25ste Januarie, maak 'n merkie, 6:00 die aand, maak ons oop. Ons gaan 'n besondere diens hê om die plek in te wy. En die Here is net so getrou vir ons gewees. Danksy julle het ons hierdie stats. Danksy julle en die Here kan ons terugkyk op 2025 en dit is die realiteit vir ons as 'n gemeente. Danksy elkeen van julle wat ingekoop het in die Vision. Danksy elkeen van julle wat hard gewerk het. Danksy elkeen van julle wat effort ingesit het. En miskien sit jy en jy kyk na hierdie vandag, hierdie statistieke, jy luister na alles wat ek sê en jy vra vir jouself, maar hoekom doen ons hierdie? Hoekom doen ons gemeente al hierdie goed? Hoekom skink ons 21,000 koppies koffie? Hoekom gradeer ons 'n plek op? Hoekom gee ons so baie kos weg? Hoekom het ons 1,2 miljoen rand as 'n gemeente hierdie jaar gesaai vir barmhartigheid en evangelisasie? Hoekom soveel ure? Hoekom bedien ons so? Hoekom soveel hulpbronne en tyd en energie? Hoekom doen ons al hierdie goeders? Wonder mens dalk. En dalk in die stilte van jou hart sit jy dalk daar en jy sê, ek dink dit gaan oor dat hulle wil shine vang. Ek dink dit gaan oor dat hulle eie empire wil bou. Dit gaan oor ambisie, dit gaan oor erkenning, dit gaan oor geld maak, of wat ook al het mag wees. Ek weet nie, jy sit dalk daar en jy dink al hierdie goed so in die stilte. Jy lyk nie of jy dit dink nie, maar jy dink dit dalk miskien. Dankie vir jou eerlikheid. Maar ek wil vandag vir jou sê, is verkeerd. Is nie hoekom ons hierdie doen nie. En ek wil nie my eie opinie vir jou vandag gee om jou te beantwoord op hierdie vraag nie. Van hoekom doen ons wat ons doen nie. Ek wil jou graag na die woord van die Here toe vat. Wil jou graag na die skrif toe vat. En ek wil graag Paulus se woorde, want 'n gemeente wat hy 'n pastor van was, het ook hierdie vraag gevra. Ek wil jou na Paulus se hartswoorde toe vat wat hy vir hierdie gemeente skryf in 'n brief, die tweede brief aan die gemeente van Korinte. En waar Paulus vir hulle sê hoekom hy hierdie doen, want hulle het dieselfde vraag gevra. Hulle het vir Paulus gesê, Paulus, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom hou jy jouself besig met wat jy jouself mee besig hou? Hulle was 'n gemeente wat ongelukkig bietjie disfunksioneel was op daai stadium en hulle het eintlik al die hart van Jesus verloor. Hulle het die hart van Jesus vir mense verloor en hulle het eintlik maar net begin om mekaar te kritiseer en mekaar te analiseer en mekaar te weeg, op te weeg die hele tyd en het betrokke geraak in al daai goeters. En hulle self besig gehou daarmee om te skinder van mekaar. Hulle self besig gehou daarmee om kwaad te praat, om fluisterveldtogte in die gange te hê, om by mekaar te gaan braai en te praat oor die dominee en te praat oor die en daai broer en daai suster.
mekaar sleg gesê, hulle het al hierdie goed gedoen, hulle het heeltemal fokus verloor van dit waaroor dit eintlik gaan, die hart van Jesus. Hulle het gefokus daarop om al hierdie tipe van goeders te doen. Hulle het 'n kavel en gestry oor style in die kerk, in die gemeente van Korinthe. Wat se styl pas hulle? Een hou van hierdie styl, die ander een hou van daai styl. Een hou van Paulus, die ander een hou van Apollos. Die een hou van dit, die een hou van dat. Stry met mekaar en hulle passie verloor vir siele. Dit het vir hulle meer gegaan oor status as wat dit vir hulle gegaan het oor die roeping wat Jesus gegee het. Hulle het in baie materialistiese stad gebly en alles het gegaan oor geld en oor status en dit het ook in die Christendom en in die kerk geïnfiltreer. Dit het vir hulle gegaan oor hulle eie missie eerder as wat dit gegaan het oor God se missie. So Paulus skryf vir hulle 'n brief en hy antwoord hulle op hierdie vraag: hoekom doen ek wat ek doen? En die woorde wat hy vir hulle skryf in hierdie tweede brief, hulle het 2 briewe gekry. Hulle was 'n stoute kerk, hulle het 2 briewe van Paulus gekry. So in die tweede brief gee hy vir hulle die antwoord, hoekom doen hy wat hy doen? En die woorde wat hy nou neerskryf, lei soos kerkklokke deur al die eeue heen tot vandag toe, waar ons sit. En die woorde is net so waar vir ons, en gee vir my 'n antwoord om vandag met jou te deel van, hoekom ons ook doen wat ons doen. So kom ek lees vir jou die eerste vers. Paulus skryf vir hulle, hy sê, ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn. Weet nie of jy dit weet nie, maar daar's nie 'n way out nie. Okay, niemand gaan hierdie mis nie. 100% van mense sterf, sê statistieke. Dis shocking statistieke, nee. So, almal van ons gaan daar uitkom. Niemand maak het lewendig hier uit nie. Almal van ons gaan voor die regbank van Christus verskyn, sodat elke een van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het. Of dit goed en of dit sleg was. Paulus sê vir die gemeente, almal gaan sterf, en almal gaan voor Jesus opeindig, en jy gaan hom of ontmoet, as die lam van God, as jy hom ken as jou verlosser en saligmaker, die redder van die wêreld, die een wat vir jou sê, ek het jou oor min aangestel, en oor baie was jy getrou gewees, wel gedaan, goeie dienskneg. Of jy gaan hom ontmoet, as die leeu van Juda. Jy gaan hom ontmoet as 'n verterende vuur, wat vir jou sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Maar almal van ons sal voor hom staan. Uit hierdie vers uit sien ons, die eerste ding kom na vore, die eerste rede hoekom ons doen wat ons doen. En dit is ons doen wat ons doen, want die ewigheid is 'n werklikheid. Hoekom doen Agape gemeente wat ons doen? Jy het die stats gesien, hoekom doen ons dit? Want die ewigheid is 'n werklikheid. En mense wat sonder Jesus in die ewigheid ingaan, is verlore. Dis 'n werklikheid en almal wat sonder hom daarin gaan, vir hulle word dit 'n werklikheid in hulle lewe. Nie vir een oomblik was die hel vir Paulus 'n bangmaak storie wat hy vir kinders vertel, sodat hulle moet regkom nie. Die hel was vir Paulus 'n regte plek gewees. Die hel was vir Paulus 'n geografiese plek gewees en hy het geglo dat elke een van ons, sy gemeente, ons wat vandag hier sit, is klaar ewigheidswesens. Ons lewe klaar vir ewig. En dan sê, ja, maar wat as ek doodgaan eendag? Ja, jy gaan doodgaan, jy gaan net oor die brug stap van hierdie lewe na die volgende lewe, van 'n fisiese wêreld na 'n geestelike wêreld, maar jy is 'n eternal being soos jy hier sit. En die ewigheid gaan jy iewers spandeer. Paulus sê dis op een van 2 plekke, of in die hemel of in die hel. En as jy Jesus Christus nie aanvaar het as jou redder nie, as jy hom nie in jou lewe het nie, dan gaan jy daardie ewigheid tegemoet sonder Jesus, en dan gaan jy in daardie ewigheid in as 'n verlore persoon. Jy sal verlore gaan, sê Paulus. En jy gaan 'n tragiese einde tegemoet in die verdoemenis, sonder hoop en sonder God. Paulus het dit geglo. Hy het nie net gepreek en geskryf om mense te inspireer en te motiveer, how to have your best life, and chicken soup for the soul, sulke tipe goed nie. Hy het hulle ook inspireer en al daai dinge, maar hy het nie net daarvoor, hy het dit geskryf, hy het briewe geskryf, hy het gepreek omdat hy geglo het, die ewigheid is 'n werklikheid. Omdat hy geglo het, God se oordeel is seker, en die ewigheid is vir altyd. En mense moet kies, waar hulle hierdie ewigheid wil deurbring, voor dit te laat is. So ek weet, Paulus het sy cue direk van Jesus afgekry en van Jesus se disippels af. Paulus was absoluut oortuig daarvan gewees. Absoluut oortuig daarvan gewees, dat Jesus nie net vir mense vertel het van die hel, omdat hy wou gehad het, hulle moet bietjie skrik, of bietjie bang gemaak word, sodat hulle slegte lewens bietjie beter kan lewe, net nicer mense word nie, glad nie.
Paulus was absoluut oortuig daarvan gewees dat Jesus hierdie gesê het, omdat Jesus geglo het, die hel is 'n regte plek en die ewigheid is 'n werklikheid. En as jy sonder hom in die ewigheid ingaan, dan is jy verlore. En is die ewigheid sonder Jesus. Nou imagine jy kan voor Paulus kom staan en ek. Imagine hy kom hier ingestap vandag. En jy kan hom vra, luister ou Paulus, hoekom het jy gedoen wat jy doen? Hoekom het jy dit al hierdie goed gegaan? Jy weet, hoekom is jy so ernstig gewees oor hierdie? Hoekom was jy so toegewyd? Hoekom was jy so committed gewees? Hoekom was jy so driven en so besig gewees? Weet jy wat sal Paulus vir jou sê? Hy het dit reeds vir jou gesê. Volgende vers. Omdat ons soveel ontzag vir die Here het, probeer ons mense oorreed. Hoekom doen ons hierdie? Hoekom sit ons soveel effort in? Hoekom is ons so toegewyd? Hoekom is ons so committed? Omdat ons soveel ontzag vir die Here het. Wat beteken dit? Dit beteken basically net, ons glo God is wie hy sê hy is, en omdat God is wie hy sê hy is, glo ons in die ewigheid waarvan hy praat. Ons glo aan die oordeel van God oor sondaars se lewens, en ons glo aan die hel. En daarom doen ons wat ons doen. Ek weet dit is wat Paulus vir jou sou gesê het en wat hy reeds gesê het. En as Agape gemeente is dit belangrik om in die eerste plek te weet dat ons doen wat ons doen vandag, omdat ons glo dat mense nie net jy weet al nie okay is of slegter af is sonder Jesus nie. Ons doen wat ons doen omdat ons glo dat mense is verlore sonder Jesus en hulle gaan 'n ewigheid tegemoet sonder hom. Dis hoekom ons eerstens doen wat ons doen. Ons doen wat ons doen want ons glo nie net dat sonde is bietjie messy in jou lewe nie. Ons glo sonde verwoes alles in 'n mens se lewe. Dis soos 'n trail of destruction in jou lewe. Dit vernietig huwelike, dit vernietig reputasies, livelihoods, dit vernietig verhoudings, dit vernietig alles. Ons glo sonder Jesus probeer mense self-improvement doen. Hulle probeer behavior modification, gedragsmodifikasie doen, maar dit werk nie. Want daar is nie gedragsmodifikasie nodig in ons wêreld nie, dis wat Oprah Winfrey jou bied nie. Daar is karaktertransformasie nodig. Jy moet van binne af verander. En tot mense nie van binne af verander en karaktertransformasie beleef nie, gaan gedragsmodifikasie uiterlik fail. Het gaan tydelik wees. Het gaan nie werk nie. Ons glo dit. Ons glo mense het dalk motivering om aan te gaan deur hierdie lewe, maar mense het nie redding wat hulle gaan verlos van die ewigheid sonder Jesus nie. Vra jy vir my, hoekom wys ek hy stats vir jou, hoekom doen ons hierdie elke jaar? Hoekom doen ons elke jaar dit wat die Here vir ons sê om te doen? Hoekom sit ons so baie effort in? Want ons glo die ewigheid is 'n werklikheid. Kan ek jou vra, glo jy dit? Glo jy dit werklik? Kyk, ons Christene sê so, nee, I get it. Maar ek wonder hoeveel van ons glo dit werklik. Ek dink hier's baie van ons wat nie raar. Jy sê dit, maar ek glo nie rarig nie. Hoekom? Want as jy dit regtig geglo het, dan sal die name van die mense wat jy op jou hart het, jou familie, jou kinders, jou ouers, jou broer of suster, sal jou dryf om aan te hou doen wat jy doen, sal jou dryf om hierdie te doen. As jy dit regtig geglo het, glo jy jou ouers is verlore sonder Jesus? Glo jou broer en suster gaan die ewigheid tegemoet sonder Jesus? Glo die ewigheid is 'n realiteit vir jou kinders wat God nie ken nie? As jy dit glo, dan sal jy dag en nag besig wees om hierdie te doen, om te getuig, om te bid, om te nooi, om te disciple, om stories te deel, om te gee vir mense wat in daai situasie is. William Booth, hy is die stigter van die heilsleer, die Salvation Army, en hy het gesê die beste opleidingskursus, die beste disipelskap kursus, die beste evangelisasie opleidingskursus, die beste teologiese kursus vir predikante en vir bedieningsleiers en kleingroepleiers en evangeliste en almal, die beste kursus is om 2 minute in die hel te gaan spandeer. Want dan sal jy nooit weer sonder erns preek of bedien of leer nie. Want jy besef waaroor dit gaan. Jy sal nooit weer sonder dringendheid leef nie. Jy sal nooit weer sonder dringendheid
leer nie. So ons as Agape gemeente glo dat verlore mense maak saak vir die Here en daarom maak hulle saak vir ons. En sy liefde en ons oortuiging dring ons om te doen wat ons doen. Want die hel, die ewigheid is 'n realiteit en mense sonder Jesus gaan dit tegemoet. Maar dan gaan Paulus aan. Hy sê 'n tweede ding hier, hy sê die liefde van Christus dring ons. Nie ambisie nie, nie erkenning nie, nie om geld te maak nie, nie om gesien te word nie. Die liefde van Jesus dryf ons, dring ons. Dryf die liefde van Jesus jou? Hy sê, omdat ons geoordeel het, dan verduidelik hy so 'n bietjie die evangelie, hy sê, omdat ons geoordeel het, dat die een vir almal gesterf het, glo ons dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, so hy sê, Jesus het vir ons gesterf, en hy gee vir ons nuwe lewe, dat ons nie sal aanhou sondig nie, en dan gaan hy verder, hy sê, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens 'n menslike maatstaf nie. Hoekom doen ons wat ons doen? Want die liefde van Jesus dring ons. Die liefde van Jesus dryf ons. En hierdie is die fundament van waaroor hierdie gemeente gaan. Hierdie is die hart van Agape gemeente. Hierdie is die kern van Agape gemeente. Dis hoekom ons doen wat ons doen, want ons glo Jesus het mense eerste lief gehad. En daarom het ons mense lief. Ons glo dat Jesus het nie eers gewag totdat jy dit verdien of totdat jy dit begin regkry en toe sy lief vir jou nie. Ons glo Jesus het jou lief en my lief gehad toe ons nog sondaars was. Toe jy hom nog bevraagteken het, toe jy hom geïgnoreer het, toe jy niks van hom wou weet nie. Niks belang gestel het in hom nie, selfs toe jy hom nog verwerp het, het hy aan die kruis gesterf as gevolg van sy liefde vir jou. En daarom glo ons as 'n gemeente, alle mense maak vir God saak, selfs wanneer God nog nie vir hulle saak maak nie. Alle mense maak vir God saak, selfs al maak die Here nie vir hulle saak nie. En daarom wil ons Jesus 'n voorbeeld volg en ons wil hierdie mense lief hê soos hy, ongeag waar hulle in 'n geestelike reis is, in 'n geestelike journey is. Ons wil die Vader se hart, God ons Vader se hart reflekteer vir mense wat ver van hom af is. Dis hoekom ons doen wat ons doen. En wat is die hart van God ons Vader vir mense wat ver van hom af is? Lukas 15 vertel Jesus vir ons 3 stories. Stories eerstens van goed wat weg is, stories van goed waarvoor gesoek word, storie van 'n penning wat weg is, 'n coin, stories van 'n skaap wat weg is en 'n kind wat weg is. En in elke een van hierdie 3 stories vertel Jesus en sê die vrou wat die coin verloor het, sy soek haarself morsdood. Het jy al iets gesoek in jou huis, karsleutels, iets, het jy al daai ding ervaar en jy weet hoe dit gaan, So sy het meubels weggeskuif, sy het gordyne weggetrek, sy het kaste oopgemaak, sy het goed uitgepak, want waar is my verlore coin? Ek soek my coin. Die skaapwagter los 99 skape in die stal, en hy sê, ek gaan daai een soek, hy stap oor berge en in dale, en dis waar die liedjie vandaan kom, en oral is my God. Nee, rarig nie. Maar verstaan, hy stap oor alles. Ain't no mountain high enough, baby, wat sê hy liedjie? Marvin Gaye, so, verstaan jy, dit is, hy soek, tot hy die skaap kry. En dan sluit Jesus die storie af en hy sê, maar daar's 'n pa, wat sy seun die pad gevat het, en die seun het allerhande rowwe goed gaan doen, en die seun is op 'n stadium op pad terug. Elke dag staan daai pa by die hek, elke dag kyk hy, kom hy seun nie aan nie. Elke dag het hy die verkyker uit, elke dag bel hy search and rescue. Elke dag na dag, waar is my seun? En dan eendag sien hy die seun so ver op die horison aangestap kom, en hy kan nie glo nie. Trek sy ropes op en hy begin nader hardloop, hy kan dit nie glo nie. En die woord sê daar, Jesus gebruik hierdie woorde, hy sê, toe die Vader hom sien, van ver af aankom is sy liefde, sy hart met liefde en met deernis gevul. Hoe is God ons Vader se hart vir mense wat verlore is, wat ver van hom al weg is? Sy hart word nie met judgment vervul nie, sy hart word nie vervul met woede nie, sy hart word nie vervul met
allerhande goed wat ons hart baie keer mee vervul word nie. Sy hart word vervul met liefde en deernis. Waarmee word jou hart vervul as jy mense sien wat ver van God af is? As jy hulle sien aankom, as hulle na ons byeenkomste toe aankom, na 'n groep toe aankom met jou deel. Ons wil 'n gemeente wees wat sê, ons hart word gevul met liefde en deernis, soos God ons Vader se hart, vir mense wat hom nie ken nie, vir mense wat ver is, vir mense wat begin terugkom na hom toe, want dit is wie hy was. En dis wat hy gedoen het. En dan wil ons 'n omgewing skep waar daai mense kan kom soos hulle is. Onthou, die seun sou geweet het, hy's nie welkom by sy pa nie. Hy sou nie eers sy pa oorweeg het nie. Maar hy het iewers in sy agterkop geweet, ek sal kan teruggaan, al gaan ek net as 'n slaaf terug. Ek weet dat my pa sal my nie wegjaag nie. Hy sal my dalk as 'n slaaf vat, dalk nie meer as sy seun wat in die huis kan bly nie, ek moet dalk in die buitekamer bly. Maar weet jy wat, ek sal daarom kan teruggaan. Kinders weet of hulle kan teruggaan of nie. Hy het geweet en hy het teruggegaan. Daar was 'n plek waar hy kon kom soos hy is. Ons wil vir mense liefde en deernis hê. Ons wil 'n plek skep waarin hulle kan kom soos hulle is. En as hulle dan nie so is, dat dit 'n plek sal wees waar hulle die liefde van God ons Vader sal beleef. Weet julle hoekom doen ons wat ons doen? Want ons wil hê hierdie moet 'n plek wees waarin jy mense kan nooi wat ver van God af is. Hierdie moet 'n plek wees waarin jy mense kan nooi wat die Here nie ken nie. Mense wat liefde ervaar, mense wat sien ons uitkyk vir hulle. Mense wat beleef hoe hulle ontvang word. Ons glo actually dat mense kan belong before they believe. Mense kan deel wees voordat hulle noodwendig dieselfde as ons glo. En ek weet, hier's dalk nou iemand wat sê, wat dalk ingeskakel is, wow, maar nou begin ons die evangelie bietjie afwater. Nou begin ons die standaarde van heiligheid afwater, né? Nou gaan ons bietjie ver, ons compromise nou met die wêreld, ons raak nou vriende met die wêreld. Really? Lukas 15 lees jy, tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus te gaan luister. Wie? Kerkmense, tollenaars en sondaars, nie bekeerde tollenaars en sondaars nie, het die gewoonte gehad om na Jesus te gaan luister. En dan lees jy, die fariseërs en die skrifgeleerdes het daarop gereageer, kan dit gaan lees, Lukas 15 vers 1 en 2, daarop gereageer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Hierdie man ontvang sondaars en tollenaars, en hy gaan tot so ver as om saam met hulle te eet. Verlaag ons die evangelie? Nee my vriend, dit is die evangelie. Ons wil Jesus se maatstaf gebruik vir mense. Ons wil nie menslike idees gebruik of menslike maatstaffies of lineaaltjies gebruik vir wie's welkom by hom en wie's nie welkom. Dis wat die fariseërs gedoen het. 'n lys, jy kan hom ooprol. Van wie kan God access en hoe kan hom access? Ons sê, God ons Vader se hart was, kom soos jy is. En as jy my lank genoeg volg, gaan jy nie bly soos jy is nie. Jy gaan vernuwe word. En dan gaan jou lewe kom omdop. Kom doen ons wat ons doen, ons wil 'n kerk wees, sulke mense. En weet jy wat, ons glo jy hoef nie saam met iemand te stem, om vir hulle lief te wees nie. Ek hoef nie saam met iemand te stem, oor hulle leefstyl, oor hulle keuses, oor goed wat hulle doen, om vir hulle lief te wees nie. En jy ook nie. Jesus sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Ek twyfel of hy jou gestuur het om die wêreld te oordeel, as hy nie eers dit gedoen het nie. Die hart van God ons Vader, ons wil gedring word deur die liefde. Paulus was 'n rising star gewees in Judaïsme. Ek meen, hy had it going on. Kyk, hy was 'n jong ou gewees, wat deel was van die Sanhedrin, het was net spul ou oomies, hy's 'n jong ou gewees, hy's deel, hierdie ou te blink toekoms gehad, mag en autoriteit en heerskappy en geld en finansiële benefit, tafel was gedek vir hom vir 'n fantastiese lewe. Hoekom draai hy sy rug op al daai goed? Vir tronkselle, vir houe op sy rug, vir pyn en suffering, vir hongersnood, why? Hy sê, ek doen wat ek doen, want die liefde van Jesus dring my. Die liefde van Jesus dryf my soos 'n vuur vir mense wat ver van God af is. Die Here het iets in my hart kom wakker maak vir mense wat ver van God af is. Ek het vir al daai goed nee gesê, sodat ek kan ja sê vir dit. Ek wil vandag vir julle sê, ons doen wat ons doen, Agape gemeente,
Nie omdat ons groot gemeente wil hê, of fancy geboue wil hê, of fantastiese tuine, of the talk of the town wil wees, of 'n country club vir al die rich and famous te wees, en vir al die hoes nie, weet jy wat? Ons doen dit nie om erkenning te kry nie, ons doen dit nie om lofsange van mense te hoor nie, vir likes nie. Ons doen hierdie omdat die liefde van Jesus ons dring. Omdat die ewigheid 'n realiteit is, en omdat die liefde van Jesus ons dring. So kom ons dit doen, as jy gewonder het. Paulus gaan verder, en hy sê vir ons, daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk die nuwe is hier. Wie het al hierdie vers gehoor? Yes, hy is altyd op Koenboek bekers, né? Julle ken hom altyd op magneetjies, bumper sticker, status update, wow, né? Daar's hy, dis waar hy is, 2 Korintiërs 5 vers 17. Paulus sê, ons doen wat ons doen in die 3de plek, omdat ons gesien het, beleef het, wat God vir mense kan doen. Ons doen wat ons doen, omdat ons gesien het, wat God vir mense kan doen. Paulus sê, ek hoop nie die Here gaan mense se lewens verander nie. Ek hoop nie dinge gaan beter raak nie. Hy sê, ek het dit gesien, ek het dit beleef, maar ek weet my prediking is die waarheid, want ek het dit eerstehands beleef, sê Paulus. Ons doen wat ons doen as 'n gemeente vandag, nie omdat ons droom en hoop van 'n beter wêreld, gee die kinders 'n toekoms soos daarna hoender of whatever gesing het nie, maar omdat ons gesien en ervaar en gesmaak en beleef het hoe die wêreld 'n beter plek raak as die Here mense se lewens beter maak en verander. Ons het nie hou vas aan daai droom ding nie. Ons het dit gesien. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Ons het dit self gesien, ons het dit self ervaar, ons het dit self ondervind. Ek wens ek kan vandag name noem, maar ek kan nie. Ek kan nie mense expose nie, maar ons het gesien hoe huwelike herstel word. Ek sit nou die dag met 'n koppel te sê, kan ons asseblief julle getuienis net deel van hoe julle huwelik restore is, en soos, sal dink oor. Ek sê nee, maar julle maar vir die Here nee sê. Okay, ons moet daai getuienis deel, dis die beautifulste getuienis, ons gaan hom volgende jaar deel, bid saam met my, it's coming. Van hoe die Here huwelik restore. Ons het gesien hoe die Here verhoudings wat gebroke is restore, hoe die Here mense wat verslaaf was aan goed vrygemaak het. Ons het gesien hoe die Here mense gesond maak, ons het gesien hoe die Here mense vernuwe. Ons het gesien hoe die Here mense op 'n splinter nuwe traction in lewe sit. Jy kan nie vir my sê dit is so, ek het dit gesien, ek het dit beleef, ek het dit ervaar. So hoekom doen ons wat ons doen, want ons het gesien wat die Here vir mense kan doen. Ons het gesien dat niemand te ver heen is, niemand te diep in iets vasgevang is, niemand te groot sondaar is, niemand te bad besluite in hulle lewe geneem het vir God se genade om hulle nie terug te bring en hulle 'n vriend van God te maak nie. Agape gemeente, ons het gesien dat daar in elke Saulus 'n Paulus is. In elke Simon 'n Petrus. In elke besete persoon 'n Maria Magdalena. In elke tollenaar en sondaar 'n Matteus en Saggeus. Ons het dit gesien. Ons het ervaar en beleef. En dan gaan hy verder, Paulus, die volgende gedeelte, is hy daar. Ek lees hom vir julle. Dis hoekom julle Bybels moet saambring, asseblief julle. Hierdie nuwe werklikheid kom van God af. Wat is 'n nuwe werklikheid? Hierdie veranderde lewens, hierdie deurbrake, hierdie goed wat God doen, mense wat omdraai, hierdie nuwe realiteit. Werklikheid kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen en hoor hierso, ons aan die bediening van versoening gegee het. Hy het ons versoen en vir ons die bediening van versoening gegee. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en nie mense se oortredinge teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van die versoening het hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. Ons tree as ambassadeurs op vir Christus. So uiteindelik sê Paulus vir ons doen wat ons doen, omdat ons die opdrag self by God gekry het om hierdie te doen. Ons doen wat ons doen, omdat ons die opdrag self by God gekry het om hierdie te doen. Julle, hierdie missie was nie my idee gewees nie. Dit was nie die kerk se idee gewees nie. Dit was nie 'n direkte van die streeksleier af gewees nie. Dit was nie 'n goeie idee gewees wat iemand gehad het nie. Hierdie opdrag kom van Jesus Christus self af. Hy het vir ons 'n bediening van versoening gegee. Hy het vir ons die opdrag gegee.
Wat is die bediening van versoening? Vrou dalk miskien vandag vir my. Die bediening van versoening is om mense wat ver van God af is, so te inspireer met die liefde van Jesus, dat hulle vriende van God word. Versoening. Gaan bewerkstellig versoening tussen God en mens. Versoening beteken eintlik maar net om twee vervreemde partye weer met mekaar te verenig. Vyande wat nou vriende geword het. Die bediening van versoening is om mense te help wat vyande van God is, ver van God af is, om weer vriende van God te word, deur die bloed van Jesus. Dis wat dit is. Hoe gaan jy dit doen? Paulus gee vir ons 3 prentjies hierso. Eerstens sê hy, julle moet bedienaars word. Julle, wat is hierdie ding wat nou langs is? Netflix. Sit net die skreen af, Sandri, dis reg. Sit jy Netflix kyk jy in die preek? Eerste een is bedienaars. Ons moet bedienaars word. Okay? As jy die bediening van versoening wil uitleef, moet jy leer om te bedien. Jy gaan humility in jou lewe moet hê. Jy gaan moet tyd maak in jou lewe. Ons moet bereid wees om saam met mense te gaan sit. Ons moet bereid wees om met mense te engage. Ons moet bereid wees om mense te gaan serve, hulle behoeftes aan te spreek. Dis wat ons by Veldwinkel gedoen het. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Want ons glo het gesê, julle is bedienaars. Julle moet gaan bedien. Julle moet bereid wees om soos Jesus te wees. Die tweede een wat hy sê is boodskappers. Julle moet boodskappers wees. Dis in die skrif wat ek nou gelees het. Julle moet boodskappers wees. In ander woorde, julle moet leer praat. Julle moet leer vertel. Julle moet julle getuienisse met mense deel. Julle moet julle storie met mense deel. Jy gaan jou mond moet oopmaak en praat, want Romeine 10 sê geloof kom deur die gehoor. En laastens sê ons is ambassadeurs. Wat beteken dit? You have to walk the talk. Lewe soos Jesus. Lewe soos Jesus. Doen wat jy sê. Stel 'n voorbeeld vir mense. Wys vir almal dat Jesus in jou lewe is. Dalk sê jy vandag wel, dis nie my bediening nie. Weet jy wat, dis nie my roeping nie. Dis nie my ding nie. Dis nie heeltemal vir my nie. Ek het nie tyd daarvoor nie, wat ook al. Weet jy wat sal Paulus vir jou gesê het? Dit is jou bediening. Dit is jou opdrag van die Allerhoogste homself. Dit is jou mandaat wat hy vir jou gegee het. Weet jy wat ek vir jou sou sê? Dit is altyd so interessant dat ons so gretig is om die Here se beloftes, elke belofte vir onsself toe te eien, so vinnig as wat jy kan. So ons 'n ou liedjie wat altyd gesê het, elke belofte in die woord is myne, elke versie, hoofstuk, elke lyn. Die Pinkstermense wat hier is, sal weet waarvan ek praat, nee. So vinnig om God se beloftes toe te eien, maar dit is my interessant wanneer dit by God se opdragte kom, hoe ons nie so gretig is om dit toe te eien nie. En baie selektief is oor watter opdrag nou vir my is en watter een nou nie. Paulus sê, dit is vir jou, die bediening van versoening. Ons doen wat ons het 'n opdrag van die Here Jesus self gekry, om hierdie te doen. Kom doen ons dit uiteindelik. Hy sluit af hiermee. God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak, ter wille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. Paulus sê, hoekom doen ons hierdie? Hoekom doen ek wat ek doen, Korinthe? Kom doen ons wat ons doen, Agape gemeente, want hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir jou gedoen. Hy het iemand opgerig wat besef het die ewigheid is 'n realiteit en daai persoon het met jou kom praat, daai persoon het met jou kom sit, daai persoon het jou ingetrek, jou genooi. Hy het iemand gestuur wat deur sy liefde gedryf en gedring was om jou te kom, met jou te engage, om jou na God toe te lei, om jou deel te maak van 'n groep, om jou te nooi, om jou in 'n bediening in te sluit. Hy het vir iemand 'n opdrag gegee om die bediening van versoening uit te leef, en daai persone het dit gedoen. En iemand het die krag van dit wat God in 'n mens se lewe kan doen ervaar en gesê, jy moet daai ook ervaar. Hoekom doen ons hierdie Agape gemeente? Want hy het dit vir jou gedoen. And we must pay it forward. Dis uiteindelik waar dit gaan. So kom ons hierdie doen. So kom ons soveel gee. So kom ons 1,2 miljoen rand weggegee het vir barmhartigheid en evangelisasie. 4 miljoen rand plus 'n care center besig is om daar te bou. Is amper klaar. So kom ons elke week vir daai kinders kos maak. Dis hoekom ons 15,000 kospakkies uitgegee. Dis hoekom ons kinder- en jeugfees en manne en vroue konferensie het. Dis nie om goed te lyk nie, dis nie om te brag nie, maar ons mense daar buite wat sê, wat, skus tog beteken die kerk?
Wat doen die kerk vir mense? Predikante, kerke soek net geld, dis al wat hulle wil hê. Ons wil vir die wêreld daar buite wys, wel ten minste, dit is dalk so, maar weet jy, daar's definitief kerke vir wie dit nie daar gaan nie. Ons het astronomies baie weggegee hierdie jaar. Ons doen wat ons doen, as gevolg van daai redes. Ons doen wat ons doen, want ons wil 'n onweerstaanbare kerk wees. Ons het die opdrag gekry, ons het gesien wat God vir mense kan doen, sy liefde dring ons, moet ons weet die ewigheid is 'n reality, en mense kan dit nie tegemoet gaan, sonder die seun van God nie. Imagine hoe gaan 2026 wees. Imagine hoe kan 2026 wees, julle, as ons dankbaarheid meer as net woorde is, maar actually aksie begin raak, wanneer ons harte swaar begin raak met die las van die ewigheid is reality, en mense wat daarin gaan sonder Jesus is verlore. Imagine wat kan gebeur as ons begin reg lewe, en die voorbeeld begin stel vir mense. Imagine as ons hande en voete hierdie opdrag van Jesus begin uitleef, ons almal inkoop. Ek sê vir julle, die kerk gaan hoor my, die kerk gaan te klein word. Hierdie kerk gaan te klein wees. Ons groepe gaan te veel word. Ons gaan te min staf hê om alles te manage. Ons volunteers gaan nie genoeg wees nie. Ons gaan 'n ekstra diens moet begin. Ons gaan moet plek maak vir die mense wat ver van God se hart af is. It's gonna happen. Hoekom het ons hierdie gedoen? Dis hoekom ons dit gedoen het. Here, dankie vir die jaar. Uiteindelik, Here, gaan dit uiteindelik net oor een ding, Here, en dit is dat ons by U wil hoor, welgedaan, my diensknegte, my kinders, my volgelinge. Oor min het ek julle aangestel en oor baie was julle getrou gewees. Here, uiteindelik gaan dit daaroor dat ons deur U liefde gedryf wil wees. Dit gaan daaroor, Here, dat ons weet wat U vir mense kan doen. Ons wil gehoorsaam wees aan 'n opdrag wat U gegee het, Here. Ons wil bewus wees van die realiteit dat daar ewigheid is sonder Jesus, en ons familie, van ons kollegas by die werk, van ons vriende, wat by ons braai elke naweek, van die mense wat agter ons in die rye staan by die mall, by die bank, die ouers wat saam met ons sit op die paviljoene, is op pad om daardie ewigheid tegemoet te gaan, sonder U. So Here, ons kan nie ophou doen wat ons doen nie. Maar dankie Here Jesus dat U vandag vir ons kom inspireer en kom help om aan te hou om hierdie te doen. Help vir ons Here dat ons nie moedeloos sal word nie. Help vir ons Here dat ons nie sal ophou om te nooi nie, om ophou om te gee, deel te wees, te bedien, te serve nie. Here, help vir ons om nie moedeloos te word nie. Om te weet dat die saad wat in die grond gesit is, Here, dit vat tyd, maar dit sal opkom en dit sal vrug dra, 100voudig. Dankie Here Jesus dat U ons vertrou het as 'n gemeente met hierdie. Dankie Here dat U ons in staat gestel het. En nou Here, aan die einde van hierdie diens kom gee ek al die glorie, al die eer, al die honor terug aan U Here. En ek wil net in die skaduwee in verdwyn, en ons almal wil net plek maak Here sodat U kan in die spotlight staan. Met alle respek gesê. It's all about you. Ons wil bruikbaar wees, Here. Soos ek altyd sê, ons wil net 'n tuinslang wees vir die lewende water, 'n conduit waar U kan vloei. Dankie vir die gemeente. Dankie vir die generosity van hierdie mense, Here. Dankie vir hulle tyd. Dankie vir hulle energie. Dankie vir hulle effort, Here. Dankie vir soveel van hulle is niks te veel moeite vir U nie, Here. Dankie vir hulle commitment. Dankie vir hulle deel wees en daar wees. Dankie dat hulle opdaag. Dankie dat hulle opsign. Dankie dat hulle beste shot gee en hulle baie besige lewens, Here, om hierdie te doen. Daar's nie 'n ander opsie nie, daar's nie 'n ander alternatief nie, Here. Seën hierdie gemeente ryklik, seën hulle daadwerklik, en dankie Here Jesus dat ons daai seën wat ons ontvang kan gaan deel met ander, soos U ons lei. Ons bid dit in Jesus se naam. Almal sê saam met my. Amen.